Broers en susters gemeente, ons begin vanoggend met 'n nuwe reeks getiteld Bybelboeke. Ons gaan 'n bietjie kyk na die Bybelboeke, bietjie meer die Bybel onder oë neem, deur die Bybel trek. Ons gaan kyk wat gaan aan in elke Bybelboek, wat beteken dit? Maar ook wat beteken die Bybelboek in terme van die Nuwe of die Ou Testament, en dan ook hoe dra elke Bybelboek by tot die sentrale verlossingsboodskap van die Bybel. En vandag begin ons dan by die begin, die Genesisboek. Eerstens dan die naam Genesis. Genesis beteken oorsprong of oorspronge of beginplekke, beginooorspronge, en dis 'n baie gepaste naam vir die Genesisboek, want hierdie boek behels 'n hele klomp oorspronge, alles wat begin het. 'n Klomp dinge het begin in die beginnende boek, Genesisboek. Ons kyk eers na hoofstuk 1, wat ons almal baie goed mee vertroud is. Die oorsprong van die heelal. Ons praat van die skepping. God die Vader deur Jesus skep alles, siende en onsiende, onsigbaar, wat daar is in die hele heelal. Hoofstuk 2, nog 'n oorsprong. Die skepping van die mens, eers Adam en toe Eva. En dan net die volgende hoofstuk, nog 'n oorsprong. Die begin van sonde, die eerste sonde in die Bybelse tyd. Adam en Eva se ongehoorsaamheid veroorsaak die sondeval. Die sondeval is maar die begin van die korrupsie van die mens. Met ander woorde, die Here het die mens geskape om sondeloos te wees. En deur die sonde word die mens korrup. Almal van ons word met 'n sondige natuur gebore. Dan kry ons ook dan die begin van die veroordeling van die mensdom. In hoofstukke 7 en 8, jy is goed vertroud met die sondvloed. Die Here verwoes die hele aarde, alles wat lewe, mens en dier, behalwe Noag, sy familie en 'n paar van elke diersoorte in die ark oorlewe daardie sondvloed. Die begin van die veroordeling van die mens. Maar dan die begin van die veroordeling van die mens loop uit op die eerste verbond, die eerste kontrak, en daar's 'n hele klomp van hulle in die Bybel wat die Here sluit in verskillende omstandighede. Dit beteken verskillende dinge, verskillende doel. Party kontrakte is eensydig. Aan die ander woorde, die Here het gesê, ek gaan dit doen, klaar, julle hoef niks te doen nie. Die Here verwag niks terug van die mens af nie. Ander is tweesydige of 'n tweedelige kontrak, soos wat ons mee goed vertroud is, waar die Here sê, ek sal dit doen, maar ek verwag, jy moet terug doen. Ons gaan almal van hulle aan. As jy doop, dan tree jy in 'n kontrak met die Here waar jy geloftes doen. Jy sê vir die Here, ek gaan 4 dinge doen, en van die Here se kant af sorg hy dat jy veilig is, hy bewaar jou en hy seën jou, en so gaan ons nog by 'n hele paar kontrakte uitkom. Die een wat uitgeloop het op die gevolg was van die sondvloed met Noag en sy familie. Die Here verklaar hy sal nooit weer die mensdom deur 'n watervloed uitwis nie. Ons noem dit, ons staan bekend as Noag se verbond, of die Noag-verbond. Dis die eerste verbond wat die Here gesluit het met die mensdom, en dan die reënboog as die teken, die herinnering van die Here aan daardie verbond. In Genesis 11 kom ons uit op die toring van Babel se verhaal, wat julle goed mee bekend is. Weereens sonde na vore. Ons het gekyk laasweek na hoogmoed as die eerste sonde van die mens deur Eva in Genesis 3, en Genesis 11 hoogmoed. Al wat 'n mens na die sondvloed is, wat toe aangewas het, die ganse mensdom is bymekaar, en hulle is besluit om 'n toring te bou waarvan die spits tot aan die hemel reik. Daardeur lees ons, wou hulle vir hulle self 'n naam maak. Hoogmoed. Die Here dwarsboom hulle planne deur verskillende tale te ontwerp en die mense so dwars oor die wêreld te versprei en te verhoed dat daardie hoogmoed sou vaste plek kry. Maar daar's ander hoogtepunte, of liewer oorspronge ook in die Genesisboek. Byvoorbeeld, ons kry die eerste sterfte, die eerste mens wat dood gegaan het, met ander woorde die oorsprong van die dood kry ons in die Genesisboek.
en ander oorspronge, die eerste Sabbat, die eerste huwelik, die eerste familie, die eerste literatuur, die eerste stad, die eerste kunswerk en die eerste offerande. Tydgewys kan ons die Genesis boek baie lekker indeel in 3 dele. Deel 1 in terme van die tyd en plek waar dinge in Genesis boek gebeur het, strek dan van hoofstukke 1 tot 11 en dit vind plaas in daardie 11 hoofstukke vind gebeure plaas dwars deur die hele Midde-Ooste. Die tyd wat dit in beslag geneem het, meer as 2000 jaar. Deel 2, tydsgewys van die Genesis boek, hoofstukke 12 tot 36, alles daar het plaasgevind in die land Kanaan. Kanaan het later bekend gestaan as Israel, dis nie heeltemal dieselfde as vandag se Israel nie, maar dis dieselfde gebied. En die gebeure dan, hoofstuk 12 tot 36 in Kanaan, dek minder as 200 jaar. En dan deel 3, hoofstukke 37 tot aan die einde van die Genesis boek, verskuif die toneel na Egipte toe. Die Genesis boek, interessant in terme van tyd, my broer en suster, dek meer tyd as al die ander Bybelboeke saam. So die Genesis boek is geweldig uitgebrei in terme van die tyd wat dit plaasgevind het. Ons gaan stil staan by 2 kernversgedeeltes. Eerstens Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die haksteen byt. Genesis 3, dis die Here wat aan die woord is en hy deel straf uit. Hier vind ons die begin van die verwydering van God en mens in terme van die nabyheid. In ander woorde, daar het Adam en Eva uit die Here hulle weggejaag uit die tuin uit net daarna. Maar ons vind ook hier die begin van die vyandskap tussen die mens en tussen die duiwel. En daar sê die Here, daar sal gedurende stryd wees wat die mens die Satan sal aanval of die Satan sal teestaan en die Satan sal die mens aanval en die vyandskap duur vandag nog voort. Deur die hele bestaan van die mens kan elke mens getuig van hoe die duiwel jou aanval, gewoonlik deur versoekinge, maar ook in die antieke tyd deur gevare, baie gevare wat mense onder verkeer het, baie mense is dood as gevolg van gevare en so het die Satan ook mense en veral die volk Israel aangeval. Die Here kondig dan hier af die straf van die stryd tussen die duiwel en mense en wat betekenisvol is hier, is dat in vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Daardie saad in Engelse vertalings word met 'n hoofletter S geskryf. Omrede hierdie die eerste voorspelling is van die uiteindelike verlossing van die mens van die mag van sonde. Ons is aan hierdie kant van daardie skeidslyn. Jesus wat gekom het, gesterf het op die kruis, opgestaan het, sodat die mag van sonde, nie die teenwoordigheid van sonde nie. Moes dit ons sal altyd as mens sonde. Maar al wat 'n mens het sekere sondes wat meer by jou spook as ander sondes. Iets wat jy gedurig mee sukkel. Ek dink as ek maar een voorbeeld kan noem is, sukkel vandagse mense in ons tyd van die geskiedenis van die mens baie met die versoeking van koop of kry. Omrede ons soos niemand van tevore in die bestaan van die mensdom is blootgestel aan so 'n verskriklike wye reeks van goedere wat ek graag kan of sal wil hê. 2000 jaar gelede, my broer en suster, was daar verskriklik, kan jy jou voorstel, baie min goed wat 'n mens kon begeer. Ag, dink maar aan die beginjare van Suid-Afrika se geskiedenis. Almal was op plase gewees. Dis waar jy gebly het. Dis waar jy skool toe gegaan het. Jou ma of jou pa was die onderwyser, ma was die dokter gewees. Alles het op die plase gebeur. Daar was nie so ding soos 'n dorp nie. En daar in die plaas was dit 'n moeilike bestaanslewe.
Jy het opgestaan, alles moes gemaak word, al die kos moet jy self maak. Skus, daar was nie 'n spar nie. So die versoekinge waardeur jy versoek kon word in daardie tyd om dinge te begeer, was so skraal. Vandag is daar soveel dinge wat jy met jou geld kan koop. Ek praat nie eens van diergoed nie, ek praat van eenvoudig as jy maandeliks spar toe gaan of waarlikheid om jou inkopies te koop. Soveel dinge, so die mag daarvan. In ander woorde, die Here het gekom om te sê, ons as Christene is nie veronderstel om weer onder die mag van gewoontesondes. Ek noem dit gewoontesondes. Ek sou byvoorbeeld nou en dan in die versoeking kom om te jok. Maar ek is nie iemand wat sukkel met jok nie. Soos daar mense en elke persoon het sy eie area van sondes wat meer by jou spook as ander mense. Die Here het ons daarvan, van die mag daarvan vrygemaak. Dis daar vir ons om net voor te bid. Nou maar goed, ek is by die tweede gedeelte, Genesis 12 vers 3. En ek sal seën diegene wat jou seën en in hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Genesis 12, broersuster, in die hele Genesis boek is die wendingshoofstuk, die belangrikste hoofstuk. Daar gebeur 'n klomp goed wat vir die hele res van die Ou Testament baie belangrik is. En ons sal telkens daartoe terugkom. Die Here praat met Abraham en in hierdie hoofstuk kom die Here met verskillende seëninge. Die eerste seëning van die mens. Uiterlik, in Genesis, of liewers in die tuin van Eden, is die mens geseën, maar ons lees nie dat die Here kom en sê, ek gaan jou seën nie. Daar het hy alles vir hulle gegee, alles was elke dag 'n lewe van sondelose seën, soos niemand hom of haar dit kan indink nie, behalwe Adam en Eva het gesmaak. Nou kom die Here in 'n wêreld van sonde, al wat 'n mens is, 'n sondige natuur, en nou begin die Here vir mense seën. En dan hierdie hoofstuk kry ons die eerste seëninge aan Abraham. Die Here roep hom in hierdie hoofstuk, hy roep hom uit sy land, vandag se Irak, na Kanaan toe, en dan seën die Here hom met hierdie seëninge. In hoofstuk 15 kry ons nog van die seëninge wat bykom, sal vir hom 'n groot naam maak, ensovoorts. En al hierdie seëninge saam is die tweede verbond of kontrak wat ons in die Bybel kry. Dit staan bekend as die Abrahamse verbond en kontrak. Vir ons is dit baie belangrik. In al wat 'n NG Kerk is, as jy gaan kind doop, my broer en suster, dan verduidelik daar die gemeente se dominee vir jou, maar hoekom doop ons? Waar kom dit vandaan? En waar begin ons almal? Abraham, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Al die geslagte, nie net Abraham se direkte afstammelinge, die Israeliete nie, maar almal, hoe almal deur Jesus wat uit die nageslag van Abraham gebore is, om vir die hele wêreld te betaal vir die hele wêreld se sondes. En deur Jesus het daardie seëning, daardie belofte, my broer en suster, het dit waar geword. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word, en vanaf Jesus word ons so geseën. Hierdie daad, eerste verlossingsdaad van die mensdom, broer en suster, is dan waar oor die hele Ou Testament gaan. Hy kry later meer vleis. Hierdie verbond word dan in Exodus die 10 gebooie, daar kom maar 10 by, en daarna oor die 600 wette tot en met die Deuteronomium boek. En al daardie wette vir Israel was dan God se eerste verlossingsplan. Met ander woorde, in daardie tyd, as jy daardie wette nagekom het, jy het gereeld na die sinagoge, die kerk toe gegaan, jy het gereeld gegaan met 'n diertjie om te offer vir jou sondes, dan die Here jou verlos van wat? Van slegte droogtes, van oeste wat nie uitwerk nie. So die Here het jou geseën met reën, met oes, met kos, met alles wat jy nodig gehad het, met veiligheid en gesondheid. Goed, dis dan die Here wat hier begin om te bou aan sy volk Israel. Abraham is die vader van Israel, hy was die eerste Israeliet gewees, en na hom, vanaf hierdie hoofstukke aan, tot en met
Hoofstuk 36 kry ons dan die verhaal van Abraham en sy seuns Isak en Jakob. Vanaf hoofstukke 37 tot 50, die einde van die Genesisboek, verskuif die toneel na Egipte toe. Julle ken die verhaal van Josef. Die Here bewerk dit dat Josef in Egipte aankom. Hy word na die uitleg van sy drome aan die farao word hy die gouverneur van die land en later stuur Jakob, terwyl Jakob Abraham sal dood, stuur hy sy kinders om te gaan kos haal in Egipte en op die ou end trek Jakob en sy hele huishouding, 72 van hulle, gaan hulle Egipte toe waar Josef is, daar bly hulle en daar word die volk Israel gevorm oor meer as 400 jaar. Was hulle aan totdat hulle meer as 'n paar miljoen is en dan lees ons met Exodus kom ons dan by die gebeure waardeur Israel uit Egipte weggetrek het. Maar hoekom nou Egipte? Abraham is beloof Kanaan. Die Here het gesê, hierdie land sal ek vir jou gee. Ek gee Israel vir jou in vandag se taal. Maar dan moet Abraham Egipte toe of sy kinders moet Egipte toe en daar gaan bly. 'n Baie goeie rede, my broers, is dat die volke, lees ons in die Bybel, die heidense volke van Kanaan, met ander woorde Abraham, Isak en Jakob se bure, was verskriklike immorele volke. Hulle het onder andere, ek gaan los met daai en hulle het onder andere hulle babietjies in vuur verbrand as offerhandes aan hulle gode. Verskriklike sondige volke en die Here wou Israel beskerm teen daardie slegte invloed. Daarom Egipte toe waar daardie immoraliteit nie gebeur het nie. Dis nog steeds 'n heidense volk gewees, maar al hierdie immorele probleme van die volke in Kanaan was daar nie gewees nie. Genesis sluit dan af met die boodskap, my broer en suster, dat die Here het volkome voorsien. Dis nog 'n voordeel van die Genesisboek waar die Here dan in Genesis 12 en 15 daar die beloftes aan Abraham maak, sien ons in die hoofstukke wat daarna volg, hoe hierdie beloftes uitgevoer word, hoe die Here dit nakom, hoe hy vir Abraham beskerm. Op 'n kol gaan Abraham Egipte toe as gevolg van hongersnood, hoe die Here hom daar beskerm, want almal kon vertel toe van die farao van Abraham se pragtige vrou. En hy het vir haar gesê, vir Sarah, voor hulle daar ingaan, asseblief, as die mense vra, jy's net my suster, anders dan gaan hulle my doodmaak om jou in die hande te kry. En Sarah sê, nee, is reg so, wat sal ek nou maak? En daar kom hulle in Egipte aan, en dit was nie lank nie, toe hoor die farao van hierdie mooi vrou, en hy laat haar roep, want hulle sê toe vir hom, dis sy suster. En sy was net daar gewees, in die eerste nag se droom, voordat hy naby jou Sarah kom, toe waarsku die Here vir hom, ek gaan vir jou doodmaak. En die perd het groot geskrik, baie groot geskrik, en hy dadelik weer vir Sarah daar uitgestuur en wat ook al. So die Here oral vir Abraham beskerm, waar hy droog gemaak het ook. Maar hy het hom ook geseën. Hy teen die einde van sy lewe was hy 'n skatryk mens geword as gevolg van al die vee wat hy gehad het. Goed, die boodskap wat dan afgesluit word in die Genesisboek, hoe die Here volkome voorsien het dat uit Abraham 'n groot volk tot stand gekom het. Amen. Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons soveel wat ons vandag in ons lewe sien en aangaan, kan ons terugvind in die Genesisboek. 'n Wonderlike boek wat vir ons verduidelik waar ons begin het, hoekom dinge is soos dit is vandag, ons sondige natuur, maar ook vir ons wat bevoorreg is om aan die ander kant van Jesus te wees, van sy lewe en sy prys wat betaal is. Ook vir u dankie kan sê daarvoor. Dat ons is aan die ontvangkant van daardie belofte wat U in Abraham gedoen het. Deur jou sal al die geslagte, al die mense van die aarde geseën wees. Dankie Here dat ons daardie seëning nie net geskiedkundig kan ontvang nie, maar ons lewe dit elke dag. In Jesus se naam. Amen.